ek wil hier met jou Bybel vir my oopmaak in Daniel. Open your Bible in Daniel. Daniel chapter 3. Daniel hoofstuk 3. Ek gaan baie Engels en Afrikaans vanaand so meng. So verdra my. Maar ek bid dat dit vir julle tot seën sal wees. Ek wil vanaand met ons hierdie boodskap bespreek, die vuur waarin Jesus wag. The fire where Jesus waits in. Die vuur waarin Jesus wag. En ek wil 'n welbekende gedeelte in die Bybel lees, Daniel chapter 3, Daniel hoofstuk 3. 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Ons almal ken dit. Sadrag, Mesach en Abednego. Daniel in the Old Testament. Daniel hoofstuk 3. Ek gaan in Afrikaans lees. And you can just follow in English. Daniel chapter 3. Ons gaan lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 28. From verse 1 to 28. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 L, sy breedte 6 L. Hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Nou Babel is hedendaagse Irak. So Babylon is in modern times is modern time Iraq. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel. So he took the whole government. Dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld van wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hard opgeroep: "Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerlei musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word." So there was a burning furnace. And that furnace was not a normal oven. It was like a crematorium, basically. So jy sou op die daad onmiddellik veras geword het, letterlik, vers 8. Op grond daarvan, luister baie mooi, het tegelijkertyd Chaldeese manne nader gekom en die Jode aangeklaag. Daarop het hulle met die koning Nebukadneser gespreek en gesê: "Mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerlei musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En hy wat die neerval en aanbid, die binne in die brandende vuur gegooi moet word. En daar is Joodse manne wat u oor u bestuur van die provinsies Babel aangestel het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat hy opgerig het, aanbid hulle nie." Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: "Is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luip, harp, doedelsak en van allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En kyk nou hier, en wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? What other God can save you out of my hands? What a challenge.
Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Nou luister mooi, listen closely to verse 17. En dis waar ek vanaand gaan praat. Hulle sê, as onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuurwind en uit u hand ook koning verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees ook koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Ek gaan dit weer lees. I'm going to read it again, verse 17. As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, ek meen wat God is, dan sal hy ons uit die brandende vuurwind en uit die hand ook koning verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees ook koning, dat ons die gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat hy opgerig het nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En dan sommige van, nou, just to give you an idea, 7 times warmer than normal. They couldn't even come close, and it gives us that explanation here in the Bible. En dan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuurwind te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke, met hulle tulbande, met ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuurwind gegooi. Kyk nou, look at verse 22. Omdat dan nou die woord van die koning te streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. That's how warm the oven was. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Hoor mooi, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan en hy het raadsmanne toegespreek en gesê, het ons net 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vuurde lyk soos die van 'n godeseun. It looks like the Son of God. Toe het Nebukadneser nader gekom in die opening van die brandende vuurwind en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. I mean, what a thing to witness. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuurwind uitgegaan. Daarop het die landsvoogde en die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dan het hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Hulle het eers geryk soos vuur. They didn't even smell like fire. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggaam oorgegee het om geen ander God te dien, of te aanbid behalwe hulle God. Ek wil vanaand 'n bietjie met ons praat oor die vuur waarin Jesus wag. Nou, hy sê vir ons hierso, die vuur lyk soos 'n godeseun, soos 'n seun van God. En ons weet, dit was Jesus wat saam met hulle in die oond was. Onthou, die mense sê, maar hoe was dit? Dat was in die Ou Testament, dit was voor Jesus se geboorte. Jesus sê, hy was in die begin, was die woord was God, en die woord was by God. Jesus is from all time, he was from the beginning. In John 1 verse 1, in the beginning was the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. Nou, daar is 'n groot verskil tussen 'n mens wat swaar kry, of wat vervolg word omdat hy vir Christus leef, en 'n mens wat vervolg word en swaar kry omdat hy sy eie pad gekies het. Daar's 'n verskil. En ons leef in 'n tyd waar ons leef, waar baie mense Jesus volg,
solank dit maklik is. We live in a time where people follow Jesus as long as it's easy. As long as it doesn't cost us anything. As long as I don't have to sacrifice. As long as I can have it easy. And everything is going good and well, and health, wealth and prosperity. En ons leef in daardie tyd waar mense Jesus volg, solank dit maklik is. Ons wil sy seëning hê. Ons wil sy voorsiening hê. Ons wil sy beskerming hê. Ons wil sy genesing hê. Maar ons wil nie altyd sy heerskappy hê nie. You see, we want his blessing, but we don't want him to rule over us. En ons leef in 'n wêreld waar mense nogal dikwels elke probleem of stryd of ding waardeur hulle gaan, dit toeskryf aan die duiwel. En sê, dit is die duiwel, en dit is die duiwel wat dit doen, dit is die duiwel wat my aanval, dit is die duiwel, terwyl dit eenvoudig net die gevolg is van ons eie ongehoorsaamheid. We are easy to blame the devil for attacking us every day, and we live in a time where everybody is easy to blame the devil for everything, while it is actually our own unwillingness to, or our own compromise, or our own unwillingness to be faithful to God. And then we can actually start blaming God. But God, where are you? Why don't you listen to me? Nou hoor ons maklik, Here, waar is jy? Hoekom hoor jy my nie? Maar ek wil eintlik 'n ander vraag vanaand vra. Miskien moet ons onsself eintlik die vraag vra, Here, het U my na hierdie vuur toe gelei? Of ek self? Lord, did you lead me to this fire, or did I cause it myself? En weet jy wat, daar is vure waarin God jou nooit geroep het nie. Daar is vure wat jy beleef, waar God jou nie ingeroep het nie, maar wat jy self ingegaan het. Baie mense wil hê God moet hulle red. Maar hulle wil nie hy moet hulle eers lei nie. Ons maak besluite sonder God. Ons ignoreer sy woord. Ons ignoreer sy waarskuwings. Ons is ongehoorsaam aan sy leiding. Ons is ongehoorsaam aan die Heilige Gees. Ons speel met sonde. Ons leef vir onsself. You see, just to translate for you in English, many people want God to save them from the fire, but they don't want they don't want Him to lead them. They decide that they make decisions without God. They don't listen to His warnings. They don't listen to the Holy Spirit. They live unrighteous. They play with sin. They live for themselves. En dan juist wanneer die vuur begin brand, dan roep ons, Here, red my. Red my uit die vuur uit. Here, die duiwel val my aan. En God is genadig. Dank die Here daarvoor. Baie male red die Here ons daaruit. En dis net genade. Ek het al stupid goed in my lewe gedoen, waar ek in vuur was, en waar ek kan getuig waar ek verdien het om in daai vuur te wees. En dan het ek geroep, Here, red my uit die vuur uit, en die Here het. Maar was baie kere wanneer ek met die gevolge maar moes dra van my swak keuses. God is genadig. Maar hier is 'n belangrike ding wat ek gaan sê. Ons moet ophou om God verantwoordelik te hou vir elke vuur wat ons self aangesteek het. We have to stop blaming God
or to keep God responsible or give Him the responsibility for every fire that we have ignited. Want het is maklik om God te blameer vir die vure in ons lewe wat ons self aangesteek het. Jakobus, James chapter 1 verse 13 to 15. Jakobus 1 vers 13 tot 15 sê die volgende. I'm just going to read it to you. Laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie. Hoor my wat hy sê. Laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. It was not God that brought the temptation to you. Hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. You see, we ignite fires through our own sin and iniquities. Ons steek vure aan deur ons eie ongehoorsaamheid, om te val in versoekings, en dan blameer ons die Here. En dan dink ons word vervolg. Nie elke vuur is vervolging nie. Sommige vure is net as gevolg van ons eie ongehoorsaamheid. En mense wil nie verantwoordelikheid neem vir hulle eie ongehoorsaamheid nie. It's easier to blame the bunny than to take responsibility. And people don't want to face the consequences of the sin. Mense wil nie die gevolge van hulle sonde dra nie. Nie elke storm is 'n aanval van die duiwel nie. Sommige, wil ek eintlik vir jou sê, onthou wat die Bybel sê, wat jy saai sal jy maai, what you will reap what you sow. En sommige van die oes wat ons inkry, wat ons inbring, is as gevolg van ons eie keuses. Maar hierdie in Daniël hoofstuk 3, hierdie gedeelte, gaan glad nie oor sulke tipe vure nie. Dit gaan nie oor vure wat ons self aangesteek het nie. Hierdie 3 manne was nie in die vuur omdat hulle gesondig het nie. Hulle was daar omdat hulle gehoorsaam was. They were not thrown into the fire because of iniquity or sin. They were thrown into the fire because they were in righteousness with God. Hulle is vervolg omdat hulle in gehoorsaamheid gestaan het. En wat vir interessant is van hierdie 3 manne, wat hulle hier vir Nebukadneser gesê het. Dit is in ons God se vermoë om ons te verlos. Dit is. En hier lê die hele punt van hierdie hele boodskap. Hier lê die hart van hierdie boodskap. Dit is in sy vermoë, koning Nebukadneser, om ons te red. Dit is in sy vermoë om ons uit hierdie vuuroond uit te vat. Dis nie 'n vuuroond wat ons voorgesoek het nie. Dis 'n vuuroond wat ons ontvang omdat ons gehoorsaam was. En dit is in God se vermoë om ons te red. Maar hier kom die woorde wat hy gesê het. Maar as hy nie, ons sal nog steeds nie buig nie. Even if we will not bow. Dis is hy liedjie sê. Sometimes God chooses to leave the mountain unmovable. And Lord, even if you choose to do that, I will still praise your name. Sal ek jy nog steeds loof. Dit is wat ware geloof is.
That is what genuine faith is. To say, God, even if you don't move this mountain, I will still praise you. Hulle sê nie van Nebukadneser, God moet ons red. God sal ons red. Ons declare en die maand en ons toi en gooi asblikke om en hulle demand nie. Hulle eis nie 'n wonderwerk van God nie. We name it and we claim it. Nee. Since when? Hulle sê nie, ons verklaar Nebukadneser, niks sal met ons gebeur nie. Wat sê hulle? God is waardig, al red hy ons nie. Even if he doesn't save us, we will still not bow. We will still praise his name. Dis ware aanbidding, dis ware geloof, dis ware liefde vir God. Dis oorgawe. En ons leef in 'n tyd, en ons aanbid baie male net die Here, omdat hy goed is vir ons. En ons dank hom altyd net vir die goeie tye. Maar hoeveel van ons dank hom vir die slegte? Hoeveel van ons dank hom vir die berge? Hoeveel van ons dank hom vir die vuuroonde? It's easy to praise God when life is going good, when everything is easy. But how many times do we actually praise him and thank him for the fire in our lives, for the mountains that is not moved, for the difficulties we have to face? Jy sien, hulle het hom aanbid, omdat hy God is, nie omdat hy vir hulle iets kon doen nie. They worshipped him because he is God, not just because he could do something for them. God is worthy to be praised. Hy moet aanbid word omdat hy God is. Nie net omdat hy iets vir ons kan doen en iets vir ons kan gee nie. Nie net omdat hy ons probleme kan oplos nie. Hy moet aanbid word omdat hy God is. Jou liefde vir die Here word nie gemeet aan hoe hard ons sing, of hande klap, of hoeveel tiende ek gee, of wat se amp ek bedien in die kerk, of wat ek ook al doen nie. Ons liefde vir Christus word nie gemeet vir hoeveel keer ons kerk toe gaan, en wat se rol ons vertolk, en hoe hard ons halleluja, en hoe prys die Here, en op en af spring. Jy weet jy wat, jou liefde vir Jesus, en vir die Here, word gemeet aan gehoorsaamheid en getrouheid in aanbidding. Wanneer jy oorgegee is, en wanneer jy gehoorsaam, ongeag die situasies, baie male is ons ongehoorsaam, waar die Heilige Gees in ons lei, en dan beland ons in vure, wat aangesteek is, maar eintlik het ons self die vure aangesteek. God het ons nooit na die vuur toe gelei nie. Jy sien, die verskil met Sadrag en Mesach en Abednego sê, the whole thing about the story is not about God who saved them from the fire. As ons mooi gaan kyk na hierdie storie, dan sien ons eintlik die ware hart van hierdie storie, van hierdie verhaal, was hulle liefde vir God, hulle gehoorsaamheid, hulle getrouheid. En hulle het in 'n vuur beland wat hulle nie verdien het nie. Hulle het in 'n vuur beland omdat hulle nie gecompromise het nie. Hulle het in 'n vuur beland wat hulle nie verdien het nie. But still, even if, Lord, you don't save us from this fire. Nebukadneser, selfs al red ons God ons nie.
Hy het die vermoë. Sal ons nog steeds nie buig voor jou nie. En weet jy wat sê Jesus? Johannes 14 vers 15, John 14 vers 15. As julle my liefhet, hoor mooi, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou, hy praat nie van die wet nie. Wat is Jesus se gebooie? Wat is Jesus se gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. En weet jy wat is vir my so mooi van hierdie verhaal? God ontmoet hulle in die vuur, wat gehoorsaamheid eintlik in hulle lewe gebring het. God meets them in the fire that was raging just because of faithfulness. Jesus was meeting them and was already waiting for them in the fire when they arrived. Toe hulle in die vuur kom, het die wonderwerk eers gebeur. The miracle only happened, started working, or happened, the moment they were thrown into the fire. Not beforehand. Hy het hulle nie verlos van die oond nie. Hy het hulle verlos in die oond. That's our God. Nebukadneser, hy kyk, hy sien die 3 manne en hy sien 4 en hy sê, dit lyk soos die seun van God, lyk soos 'n godeseun. Jy sien, Jesus wag nie altyd buite kan die 4 en sê, moenie stres nie, ek gaan jou keer dat jy nie ingaan nie, ek gaan jou beskerm. Baie male wag hy vir ons daar binne. Baie male wag hy vir ons daar binne. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. Psalm 23, where David wrote that. Even if I go through the valley of death, I will not fear, for You are with me. He is in my valley. He is in my fire. Hy beloof nooit, jy sal nie swaar kry nie. Hy beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. He never promised you that you will never feel the fire or pain. But He said, I will never leave you and I will not forsake you. En ons bid baie male wanneer ons in daai vuurwind is, Here, haal my hier uit. Vra my, ek bid dit baie. Here, haal my hierdie oond uit. Asseblief. Soms sê die Here nee, maar ek stap saam met jou in hierdie oond. Sadrag besig en Abednego stap in daai oond. And Jesus is walking with them. Ons bid baie male, Here, haal my uit hierdie oond uit. Maybe the reason for the fire is to meet Jesus in the fire, to walk with Him in the fire and through the valley. Jy sien, daar is dinge wat ons nooit in ons gemaksone leer nie. Jy kom in jou lewe in 'n gemaksone. En daar is openbarings van Jesus en ontmoetings met Jesus wat net in die vuur ontdek kan word. Hulle is gebonde in die vuur gegooi. They were thrown into the fire bound. But when they entered the fire, they were loosed. En dis juis in die vuur waar jy Jesus vind. Dis juis in die vuur. It's in the fire where you will find Jesus. Jy sien,
Hierdie gedeelte in Daniël wys vir ons eintlik iets groter. As ek het deurtrek na my, na jou toe. Daar was 'n ander groter vuur wat gebrand het. Daar was 'n dag toe Jesus aan 'n kruis gesterf het. Daar was 'n dag toe die man wat in die vuur was by Sadrag, Mesach en Abednego aan 'n kruis moes hang. Eeue later sou hy self deur 'n vuur moes gaan, so te sê. Ek sê, he had to face the cross. Maar hy het nie deur 'n vuuroond gegaan, soos Sadrag, Mesach en Abednego nie. Hy het deur 'n groter vuuroond gegaan. God se oordeel oor sonde. Jesus went through a bigger fire than we could ever imagine. The wrath of God for sin. That's why he went to the cross. My en jou sonde. Wat is die loon van die sonde? Die loon van die sonde is die dood. The wages of sin is death. Ek en jy moes 'n straf ontvang. Ek en jy was bedoel vir 'n vuur. Do you know that we were destined for a fire? The fire of hell. Because the wages of sin is death, and no one is without sin. Nie een van ons is sonder sonde nie. En daar was 'n straf wat ek en jy moes deurgaan. Daar was 'n straf wat vir my en vir jou gewag het. Daar was 'n vuuroond. 'n Onuitblusselike vuur, sê die woord vir ons Markus 9 vers 44, die helse vuur. Wat God se regverdige toorn was. 'n Straf wat ek en jy eintlik moes ontvang. 'n Straf wat ek en jy verdien het. As gevolg van daardie onregverdige lewe wat ek en jy geleef het. Want weet jy wat? Ons verdien daardie vuur. Kom ons wees nou maar eerlik. We deserve hell. Ons is ongehoorsaam. Ons is baie male in rebellie teenoor God. Ons, wees nou maar eerlik, ons het al hoeveel male in ons lewe afgode aanbid? What do I mean about that? Hoeveel keer is, wat se ding is daar in die lewe wat God van jou af verhoof? Wat God se tyd van jou steel? Ons het gesondig, ons het geval. En ons behoort eintlik in daai vuur te staan, maar Jesus, hy stap in ons vuuroond in. Deur 'n kruis. Nie omdat hy gesondig het nie. Nie omdat hy dit verdien het nie. Maar omdat ons dit verdien het. Dit klink so onregverdig. As ek terugdink aan Abraham. God sê vir Abraham, gaan offer vir Isak. En Abraham gaan, en hy vat vir Isak, en ek kan myself nie imagine hoe moes Abraham gevoel het nie. When God told Abraham to go and offer Isaac. What went through his mind? Hy vat vir Isak, en Isak dra nogal die offerhout, die hout, die brandhout, wat hy die offer mee moet aansteek. En hy vra vir Abraham, waar is die offer wat ons gaan bring?
Listen closely here. This is where these words comes from. And Abraham said, God will provide. Jehovah Jireh. God sal voorsien. En toe Abraham die altaar klaar gebou het hy vir Isak daar neergesit. En toe hy die mes vat om sy seun te slag, sê die Here vir hom, kyk op. And there was the ram. God provided the ram. God voorsien die offer vir ons sondes. Die lam van God. Die kruis was die plek waar die heilige, sondelose, vlekkelose lam van God, die seun van God, die helse oordeel wat op my en jou moes wees, gevat het. Hy het ons plek ingeneem. Ons het die vuur verdien. In Jesaja 53, jy kan vir my opmaak, Jesaja 53. Weet jy wat vir my so uitstaan is, die hel, die vuur wat vir my en vir jou bestem was, om ons te verteer. Die oordeel van God. Jesus vat daai prys en hy betaal dit. Remember one thing. Onthou nie een ding, Sadrag, Mesach en Abednego was in 'n vuuroond gegooi omdat hulle in gehoorsaamheid gestaan het, omdat hulle geregverdig gestaan het. Hulle het nie verdien nie. Maar ons, hy ontmoet Sadrag, Mesach en Abednego. But you know what mercy means? Do you know what grace means? As jy wil weet wat regtig genade beteken, dat hy ons in ons vuuroond ontmoet, voor ons het nie verdien het nie. He didn't leave us. That blows my mind. In Jesaja 53, van vers 4 tot 8, Isaiah 53 from verse 4 to 8. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Hoor daar, nogtans. Ons het dit verdien, maar nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir ewig geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen sy eie pad geloop. Klink dit nie bekend nie? Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. En soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tyd genoeg te weet daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Die oordeel wat my moes tref. Al my dom besluite, al my dom keuses, al my sonde, al my ongeregtigheid, al my ongehoorsaamheid, het hy gevat. En hy was aan 'n kruis vasgenaal
dat ek en jy nie daai vuuroond van die hel moet beleef nie. Die dood, die loon van die sonde is die dood. Die dood en die prys daarvan, van my sonde. Daai dood wat my moes neem, het hy geneem. Dit was nie net bloed wat gevloei het nie. Dit was die prys van verlossing. Dit was 'n losprys vir my en vir jou, wat betaal is. Dit was 'n betaling vir my en vir jou sonde. En toe Jesus uitroep, dit is volbring, het hy verklaar, die skuld is betaal. Die straf is gedra. Die offer is voltooi. Weet jy wat, die voorhangsel in die tempel skeur. Waarom hou ons aan om die offer wat Jesus vir ons gegee het, te verwerp? Die skuld is betaal. Hy het geroep, dit is volbring. Dit is hoekom ons nagmaal gebruik. That's why we use communion. Want iemand anders het in my vuur ingegaan. En iemand anders het die prys wat ek in die helse vuur moes betaal, het hy namens my betaal. Dat ek vry kan wees. Maar nou kom maar 'n paar vrae wat elke mens moet vra. En wat jy jouself moet vra. Baie mense wil die 4de man in die oond hê, maar hulle wil nie die kruis hê wat hy gee nie. Hulle wil nie die verlossing hê nie. Hulle wil die wonderwerke hê, maar hulle wil die bekering hê nie. Hulle wil beskerming hê, maar hulle wil nie oorgawe hê nie. Hulle wil die hemel hê, maar hulle wil nie Jesus as hulle Here hê nie. You have to make a choice. Many people today, they want the 4th man in the oven. They want his blessings. They want his miracles. They want his protection. They want everything that he can offer them. But they don't want him. Weet julle wat is die evangelie? En onthou nou, ek wil nou vir jou sê, onthou nou wat ek dan nou gesê het van, Sadrag, Mesach en Abednego was in die oond. En hulle het gesê, voordat hulle in die oond gegooi was, ons God het die vermoë om ons te bevry. Ons God het die vermoë om ons vry te maak. But even if, we will still follow him. Die evangelie beteken nie, Jesus maak jou lewe maklik nie. Die evangelie beteken nie, nou is jy net gebless nie. Die evangelie beteken nie, health, wealth en prosperity nie. Die evangelie beteken nie, nou het ek 'n reg om, ek wil vir jou sê, te bly sondig nie. Dankie Willem. Die evangelie is groter. Wat beteken die evangelie vir my en vir jou vandag? Die evangelie is Jesus wat my en jou red van die vuuroond van God se toren. Dit beteken in hierdie lewe gaan ons nie vuuroonde beleef nie. Dit beteken in hierdie lewe gaan ons nie onskuldig vervolg word nie.
gaan ons onskuldig gejag word nie. Gaan ons onskuldig blameer word nie. Dit beteken nie in hierdie lewe gaan ons dit alles maklik hê nie. Maar dit beteken hy is daar saam met ons deur dit alles. Jesus roep jou na 'n kruis toe. Hy roep jou om sonde te laat staan. Hy roep jou om jouself te verloon. Hy roep jou om hom te volg. Hy roep jou om 'n pad te stap wat jy vir Jesus leef. Selfs al lei hy pad jou deur 'n vuur en na 'n vuurwind toe. Maar daar's 'n belofte. Hy is saam met jou in die vuurwind. Onthou net een ding, hy was saam met Sadrag, Mesach en Abednego. God made us a promise. In Matteus 28 vers 20. Die laaste woorde wat Jesus met sy disippels gepraat het, voordat hy opgevaar het hemel toe. Hy het gesê, gaan nie gaan maak disippels, maar die laaste ding wat hy vir hulle gesê het is, ek is met julle, al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Hoor mooi, ek is met julle, al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. I am with you until the end. We live in the end times. The fire of persecution is coming. The fire of the enemy is going to burn high. The fire of Babylon is going to burn for Christians. The fire of Babylon and the system of Babylon is going to require for Christians to bow the knee. Maar ons lees in Openbaring, geval het die groot Babylon. It's no match for our God. Ons lewe in die tyd waar die vuur vir Christene groter geword. Christen, kind van God, volger van Jesus. Hoor wat ek vanaf vir jou sê, dit gaan nie makliker raak, ek wil nie negatief maak nie. Dit gaan moeiliker raak, jou aanvalle gaan meer word. Jou aanslag gaan meer word. Vervolging gaan meer word. Die vyand gaan steel, slag en verwoes. Die vyand gaan jou aanval. Hy gaan jou reputasie wil afbreek. Hy gaan jou wil afbreek. Hy gaan jou wil stop. Hy gaan jou in 'n vuurwind wil gooi. Don't bow the knee. Maar nie vandag wat ek vir jou sê. Hou jy vas aan Jesus tot aan die einde. Die Here sê vir ons, hy wat vashou tot aan die einde, hy wat aanhou, hy sal die kroon van die lewe ontvang. Wanneer ons die nagmaal gebruik, onthou net een ding. Sy bloed het gevloei, omdat ons 'n oordeel van God verdien het. Ons kom nie na hom toe vandag en omdat ons goed genoeg is nie. Omdat ons volmaak is nie, omdat ons al gearriveer het nie. Maar ons kom vanaand na hom toe, omdat Jesus genoeg was. We don't come to God tonight because we have already arrived. We come to God because Jesus was enough.
kom nie net na hom toe wat ons nooit geval het nie. Ons kom na hom toe omdat sy bloed sterker is as ons sonde. Sy bloed is sterker as ons stryd. Sy bloed is sterker as ons siekte. Sy bloed is sterker as ons vrees. Sy bloed is sterker as ons angs, ons bekommernis, ons vrese, ons onsekerhede. Sy bloed is sterker as ons hartseer, ons pyn, ons verdriet. Sy bloed is sterker as al die dinge wat die vyand warm maak in die vuuroond van hierdie lewe. Ons kom nie en gebruik nagmaal net om 'n godsdienstige ritueeltjie uit te voer nie. Ons gebruik dit om ons fokus te draai na die lam van God. Om te onthou, hy het my vuur ingegaan. Hy het my straf gedra. Hy het my skuld betaal. Hy het my weer met God versoen. En die woord van die Here sê vir ons, elkeen wat die nagmaal gebruik, hy sê met homself beproef, hy met homself beoordeel. Ondersoek jouself. Nie net of daar sonde is nie. Want dis wat ons altyd dink. Ons dink altyd ons moet eers gaan ondersoek of ek sonde het, oor ons almal het. Weet jy wat bedoel hy as hy sê, daarom moet elkeen homself beproef? Hy sê eintlik, gaan vra jouself die vraag of is Jesus werklik die koning en die Here van jou lewe? Ask yourself, is Jesus really the king of your life? Weet jy wat die grootste wonderwerk is nie dat God ons verlos uit elke aardse vuur wat teen ons aangesteek word en waar ons self bevind nie. Die grootste wonderwerk is dat Jesus ons gered het van die ewige oordeel van God. Sadrag, Mesach en Abednego in hierdie lewe het die vuuroond beleef. But they are with Christ today. The same Jesus that was with them in the oven. They are rejoicing with him as we speak. Think about that. They are with him. And that's what life is worth living for. Ek wil afsluit met 'n gedeelte. En ek lê jy moet vanaand, wanneer jy die nagmaal gebruik, net in dankbaarheid jou hart ondersoek en ek wil vir jou vra, is jy nog dankbaar vir die redding wat in Christus gegee is? Die vuuroond van die lewe gaan ons beleef. Somtyds ongevraagd, somtyds onskuldig, somtyds jy het nie gevra daarvoor. Jy as kind van God het nie gevra dat die vuur teen jou opgemaak word nie. Eendag gaan alles goed, môreoggend val alles uit mekaar uit. Eendag is jy gesond, die volgende dag kry jy 'n oproep. 'n Slegte diagnose. Vandag gaan alles goed, nou val jou lewe uit mekaar uit. En hy het nooit beloof, ons is gevrywaar van swaar kry nie. He only promised us that even if you are going through the fire, I'll be with you. En jou swakheid sal my krag volbring word. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy het die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring.
Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Sadrag, Mesach en Abednego het 4 oonde beleef en hulle het 'n 4 oond beleef. Hulle was getrou aan God. Hoor mooi. Hulle was gehoorsaam aan God. Hulle het God gedien. Hulle het nie 'n 4 oond verdien nie. They were thrown into the fire because of faithfulness. It doesn't mean that in your life as a Christian you will never face hardships. You will never face fire. One day everything can be blessed and the next day everything can fall apart. Doesn't mean God left you. He never promised you are not going to be thrown into the fire, but He promised if you go through the fire, I'll be with you. Vader, ons sê vir U dankie vir die woord vanaand. Heilige Gees, ek wil bid ook vanaand dat U tot elkeen se hart sal spreek. En dat U ook elkeen sal aanraak. En Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord vanaand. Ek vra U seën op dit in Jesus naam. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.